Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Van 'n baie jong ouderdom het dit my nog altyd gefassineer om te kyk hoe 'n pottebakker werk, hoe 'n beeldhouer, wat ons dit ook al wil noem, met 'n stuk klei, weet vol, miskien stukkies gras en goed, begin werk en dan op die einde net hierdie ongelooflike eindproduk daar stel. Ek weet dat dit 'n sterk Bybelse metafoor is, maar ek het weer uit my gedagtes teruggegaan na hierdie beeldhouer of pottebakker, toe ek 'n stuk lees, ene Jennifer Schultz, wat geskryf het oor 'n persoon met die naam van Dan Les, pottebakker in Roemenië. So, ek gaan dit in Engels lees, maar sy beskryf dit baie mooi. Dan Les, a lifelong potter, creates decorative vessels and sculptures. His award-winning designs are inspired by the town where he lives. Having learned the craft from his father, he made this comment about his work. Clay needs to ferment for a year, to have rain fall on it, to freeze, so that you can shape it and feel through your hands that it's listening to you. Nou dit het my nogal baie laat dink. Hy praat van listening clay. Listening clay doesn't have much to say about this. When prodded, it moves in the desired direction. When molded, it stays in place. En dan die hele skryf hierdie Jennifer Schultz oor hoe gewillig is ons as klei om werklik ons ondergeskik te stel aan hom as pottebakker wat met ons werk. En ek sit in my gedagtes en dink, hoe baie, dink ek nie as ek soos klei wat afklim van daai wiel af, maar dat die Here in sy groot genade weer terugkom, my weer opsit, my weer vorm, om uiteindelik dit te wees waarvoor hy my geroep het. Ons kan so spook en spartel om ergens 'n nalatenskap na te laat, om 'n verskil te maak in ons gemeenskap. Maar miskien is die geheim nie ons verskriklike harde en beste pogings nie, maar daardie oorgee aan die pottebakker. En dan herinner ek myself ook dat, al is daar hierdie besonderse produk wat die Here in my maak, bly hierdie erdekruik, maar iets baie broos. En die skat in erdekruike moet ons fokus op wees, dat al voel het of hierdie erdekruik soms in stukke spat, dat niks en niemand die skat in hierdie erdekruik kan vernietig nie. En daar moet ons fokus wees. So, dis totaal 'n wegkyk van myself na hom wat besig is om my te vorm. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.